As Charlie Kirk geadvocate het vir 'n rhetoric, 'n violent movement, soos jy hier sê, hoekom was daar geen violence na sy dood nie? Geen violence. Hoe serve jy iemand? Serve jy 'n alkoholist deur om vir hom biere aan te dra? Service is nie gekoppel aan om mense se sonde te aanvaar nie. Elke keer as iets gebeur in die links, aan die linkerkant, van die regering, van die politiek, dan is daar riots en dood en destruction. Na Charlie Kirk se dood was daar niks. Daar was gebed, daar was seer. In essence is liefde en service om mense te wys daar is 'n beter manier. There's a better way and his name is Jesus Christ. En deel van daai kindness en liefde is om vir mense die waarheid te vertel, soos ek nou net verduidelik het. En dis wat Jesus gedoen het. Jy praat hier van unity, maar jy's besig om verdeeldheid te saai deur hierdie artikel, man. Charlie Kirk se memorial was oor die 100 miljoen keer gestream reg oor die wêreld. Dit is bevestig dat dit die grootste gospel presentation in die geskiedenis van die wêreld is. En om dit te vat, wat God mee besig is, en dit te gaan bestempel met valsnis, met valsheid, is vir my baie gevaarlik. Ons het Christene nodig, en pastore nodig, en dominees nodig, om ruggraat te groei. En dit is om dit in plain Afrikaans te sê. Ek hoop nie dit maak my 'n nasionalis nie, maar die feit dat hy miljoene mense na Christus toe gelei het, is undeniable. En hoe is dit 'n slegte ding? Hoe is dit 'n slegte ding? Antwoord daai vraag vir my. Goeiemôre vriende, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek het oor die naweek iets gesien wat my nogal ontstel het, en dit was 'n artikel van 'n pastoor wat geskryf het vir Nuus24 oor Charlie Kirk se dood en die optrede van mense na Charlie Kirk se dood. Nou, daar's 'n paar goed wat my baie ontstel het. En ek wil dit graag met julle deel, en ek maak hierdie video om hopelik deur dit vir almal te laat besef dat die manier hoe ons optree baie belangrik is. Die manier hoe ons goed hanteer baie belangrik is, en wat ons doen na so ietsie gebeur. Nou eerstens wil ek net sê, voor ek die artikel lees vir julle, ek sal so ver gaan om te sê dat ek dink 90%, meer as 90% van die liggaam van Christus het Charlie Kirk se moord gevoel. Ek het nie vir Charlie Kirk so aandagtig gevolg soos wat baie mense het nie. Ek het geweet van hom, ek het geweet wat hy doen en waarvoor hy staan, en ek was 100% oortuig dat Charlie Kirk 'n kind is van God, dat hy baie lief is vir Jesus en vir die kingdom, en sonder om te weet presies wat hy sê en presies wat hy doen, en elke video van hom te gaan kyk, het ek so baie min van julle het al sy content gekyk en baie van sy content gekyk, en ek dink baie van hierdie mense gaan doen so ligweg navorsing net om hulle punt te staaf, en dit is wat ek voel hier gebeur het. Maar nietemin, die feit dat ons dit gevoel het, sy moord gevoel het, is 'n feit. En dit was nie net ek nie, ek het in my eerste videoetjie wat ek gemaak het gepraat van die drukking wat ek voel in my gees, en dat ek dit nie regtig kan verduidelik hoekom of hoeveel of hoe groot dit is nie, maar daar was hierdie ongelooflike swaarte oor my hart gewees en in my siel gewees. En hoe meer ek met mense gepraat daaroor en ander wedergebore Christene gepraat daaroor, hoe meer het ek besef dat dit nie ek is nie, dat dit reg hierdie liggaam van Christus is wat hierdie gevoel 'n realiteit is. En ja,
die manier hoe mense opgetree daarna het my baie hartseer gemaak. Baie van die mense dink ek tree goed op en tree in die beste belang van die koninkryk op, en dan dink ek daar's baie mense wat teenstrydig is deur hulle aksies. So ek wil vir julle hierdie brief lees. En die brief is deur 'n persoon met die naam Rian de Villiers. En met bietjie navorsing het ek vinnig agtergekom dat die ou nie net 'n rubriekskrywer is nie, maar dat hy ook 'n pastoor is van 'n gemeente. Ek wil nie die ou uitwys nie. Dit is nie my intensie dat mense hom moet haat of moet kwaad wees vir hom of vir my nie. Maar julle is welkom om vir my te sê as julle dink ek is verkeerd. Maar ek wil hierdie brief vir julle lees en dan gaan ek net 'n paar opmerkings maak oor dit. Want van die goed wat hy sê, stem ek saam mee en van die goed stem ek nie saam mee nie. Nou, die eerste ding op die oog af kan jy sien, hierso sê hy, "The way Charlie Kirk is remembered should deeply trouble us." Nou hierdie kan, voor jy die artikel lees, kan dit 'n paar goed beteken. Maar ek is nie seker of hierdie die artikel self is nie, maar dit is wat gepost is, saam met die link. Ek kan nie die link oopmaak nie, want ek is nie 'n subscriber aan Nuus24 nie, en ek hoop nie jy is ook nie. Maar kom ons lees die caption wat saam met die artikel kom. Claiming to be a Christian is to commit to and submit yourself to the way of Jesus. Stem saam. The life of Jesus reveals God as not as violent, vengeful, or partisan, but as the Lamb of God who embodies self-sacrificial love and mercy. At the heart of Jesus' life and calling on his followers is empathy with the suffering of others, compassion for the heavy laden, and solidarity with the outcasts. He came, in his own words, so that all might have life and have it abundantly. The prophets echo the same truth. True worship, they insist, is not ritual or ideology or power, but justice for the oppressed, mercy for the weak, and a reordering of systems that perpetuate death and destruction. Jesus proclaimed this gospel, and for it he was executed publicly by the alliance of church and state, not because he was violent, but because he was too loving, too welcoming, too merciful towards those the system despised and rejected. Nou, hierdie is vaag en daar is waarheid hierin, maar as jy dieper kyk, wie is hierdie ou besig om te defend? Nou, daar's 'n verskil, want Jesus was besig om hierdie mense te defend wat hy lys, dis waar. Maar wie is hy besig om te verdedig? This matters because as followers of Jesus, we cannot give theological cover to forms of supremacism, nationalism, death, violence, or the use of weapons that maim and kill. Jesus would not stand for it, and neither can we if we are serious about following him. Hierso is waar hy vir my begin die pot mis sit, en waar hy vir my die gospel begin distort. Here in South Africa, we know how Christianity can be co-opted by nationalism, growing up under apartheid. Some of us were blinded by the ideology of Christian nationalism that twisted the Bible into a tool of fear, exclusion, and control. It caused untold damage to the essence of the gospel, the church, the country, and generations of young people who never encountered the truth by calling Christ, by the calling of God, encountered the true calling of Christ. The heresy became so destructive that the church had to denounce it and reclaim its identity. From that struggle was born the Ballard Confession, reminding us that the gospel is about unity, reconciliation, and justice, and God is to be found among the oppressed and marginalized. Church leaders like Reverend Beyers-Naudé had to wake up from nationalist indoctrination and name it for what it was, an abuse of the gospel. Our own history gives us eyes to recognize the same pattern now unfolding in the United States, blinding worldviews. Archbishop Desmond Tutu often said that one of the most difficult things to challenge or change is our worldview.
He pointed to Saul of Tarsus as an example. Saul was deeply religious, an excellent debater, and a Pharisee, trained in the law. Convinced of his righteousness, he persecuted the early followers of the way of Jesus with zeal. The book of Acts in the Bible tells us Saul was present at the execution of Stephen, the first Christian martyr, killed for proclaiming the gospel with radical love, love of neighbor and enemy alike, welcome of strangers, freedom for captives. Saul's worldview told him that this love was dangerous, even heretical, and that he should oppose it by any means necessary. Hoe meer ek dit lees, hoe meer besef ek net hierdie ou is teenstrydig met wat hy hier probeer doen. Maar anyway, kom ons gaan verder. Only a dramatic encounter with Christ turned Saul into Paul, the apostle who later declared that in Christ there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female. Weer eens, hier begin ek om bevraagteken, wat is jy besig om te doen hierso? Wat is jy besig om te doen? Wat is jou intensies met hierdie artikel? Worldviews shaped by fear of others, nationalism and ideology are blinding. They can make religious people believe they are defending God, while in fact they are standing against the way of Jesus. The recent tragic assassination of Charlie Kirk must be condemned without hesitation. Een ding waarmee ons kan saamstem, tweede ding dalk. Violence and murder, whether in South Africa, Israel, Palestine, America, or anywhere, are never the answer. It breaks God's heart. Every life is precious, and his family deserves compassion and love at this time. But the way Kirk is being remembered should deeply trouble us. President Donald Trump described him as an evangelist for American liberty. Other politicians and pastors have hailed him as a martyr for Christ, and even compared him to Christ. Listening carefully to podcast debates and statements by Kirk, it quickly became clear that his theology has been deeply shaped by nationalism, and it reveals a worldview where faith is deeply fused with national identity and political power. Instead of oh man, weer eens, I accuse Charlie Kirk hierso van nationalism, maar en hy vroeër gebruik hy Paul wat sê there is no Jew, no Gentile, no Greek, nee, maar Paulus sê ook, to the Jews I was a Jew, to the Greek I was a Greek, to the Gentiles I was a Gentile. Nou wat moes Charlie anders gedoen het? To the Americans, he was an American. To the body of Christ, he was a son of God. Ja, dit maak my hart baie seer, dat hierdie ou hom eintlik gaan beswadder in hierdie artikel. Instead of centering on Christ's radical love and hospitality, Kirk's message sanctifies Western culture superiority and American nationalism. Dis bog, man. Soos ek sê, ek dink hierdie ou het net vinnig om sy artikel te staaf 'n paar van Charlie Kirk se goeters gaan kyk. Dis hoe dit vir my voorkom. Ek wil nie sê hy het dit gedoen nie, en ek wil nie judgments maak oor hoe hy optree nie, maar dit is wat vir my, dit is wat ek kry uit hierdie artikel uit. Ek het so baie video's gaan kyk van Charlie Kirk waar hy soveel grace wys vir die mense met wie hy debatteer, en dit was die geval met meeste van die video's wat ek al ooit van Charlie Kirk gekyk het. Hy's nooit condescending nie. Hy sit mense op hulle plekke en hy gee vir mense die waarheid met die fokus op Amerika, want dit is sy land. Maar hy skyn altyd die lig terug na die gospel toe. Daar is soveel kere, daar is soveel van sy klips en soveel van sy video's wat ek gekyk het, waar hy dit terugbring na die gospel toe. Waar hy dit terugbring na die gospel toe, maar die gospel is nie altyd vir die mense met wie hy argumenteer 'n aanvaarbare grondslag nie, en dan het Charlie Kirk oorgegaan na feite toe, na policies, government, nationalism, Amerika, nee, na wette. Anyway.
Instead of centering, okay, kom ons lees raai klaar, and it reveals a worldview where faith is deeply fused with national identity and political power. Ek het dit klaar aangespreek. Instead of centering on Christ's radical love and hospitality, Kirk's message sanctifies Western culture superiority and American nationalism, treating Christianity less as a way of self-giving discipleship and more as a civil religion to preserve dominance and control over others. This distortion is what makes his rhetoric so attractive to Christian nationalists. Anyway, but so far removed from the Jesus who blessed the meek and called his followers to love and serve all rather than seek to rule or dominate. Yes, maar hoe serve jy iemand? Hoe serve jy iemand? Serve jy 'n alkoholist deur om vir hom biere aan te dra? Of serve jy hom deur om vir hom te sê, hey man, there's a better way. Service is nie gekoppel aan om mense se sonde te aanvaar nie. Liefde is nie gekoppel daaraan om mense se sonde te aanvaar nie. Liefde is gekoppel aan die waarheid. As ek besig is om krap aan te jaag, verwag ek van my Christen vriende om vir my te kom sê, hey dude, jy's besig om krap aan te jaag. Nee, hey man, kom ek help jou nie, kom ek vat jou vir nog 'n bier nie. Dis die teenoorgestelde van liefde, as jy iemand versterk in hulle kwaad. In essence is liefde en service om mense te wys, daar is 'n beter manier, there's a better way, and his name is Jesus Christ. That's Christ's radical love. Jesus is nie gekruisig omdat hy te liefdevol was en te accepting was nie. Jesus is gekruisig want hy het die waarheid gebring. En ek wil dit graag vir julle lees. Ek weet ek het gesê ek gaan die brief klaar lees, maar ek wil dit graag vir julle lees. Hy sê hierso in Matteus 10 vers 34 en tot 36, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword, for I have come to set man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Julle, hierdie mense ken nie die Bybel nie. En hierdie is 'n pastoor, 'n leier van 'n kerk, wat hierdie goed spiew. Anyway, Kirk became not a martyr for Christ, but a victim of the cycle and effect of the violent movement he helped amplify. Hierso is waar die ou regtig vir my die pot heeltemal missit. Die pot heeltemal missit. En ek wil eintlik die artikel gaan lees, want ek wil wonder of hierdie ou die receipts bring. Charlie Kirk het vir mense net kindness en liefde gewys. En deel van daai kindness en liefde is om vir mense die waarheid te vertel, soos ek nou net verduidelik het. En dis wat Jesus gedoen het. Elke keer as iemand na hom toe gekom het en met hom kom praat het, wat mense, die fariseërs iemand voor hom bring wat gesondig het, as hy iemand teekom wat sondig, die vrou by die waterpunt, Saggeus, die vrou wat in egbreek gevang was, elke liewe keer het Jesus vir hulle gesê, go and sin no more. In liefde. Die waarheid in liefde. En as jy my vra, en gaan doen jou eie navorsing, is dit wat Charlie Kirk gedoen het. Hierdie is 'n blaatante leuen van die links, dat Charlie Kirk dood is as gevolg van iets wat hy self help amplify het, soos wat hierdie ou sê. Hy is dood van gun violence as gevolg van sy advocacy vir gun violence. Dis BS. Dit is BS. En ek gaan vir julle nog 'n ding lees. En hierdie is waar Petrus in die tuin van Getsemane, wanneer die soldate kom om vir Jesus te kom haal, en Petrus ruk sy swaard uit en hy kap die soldaat se oor af, en Jesus
Sê vir hom, bære jou swaard, en hy sit die soldaat se oor terug, né? En Jesus sê, then Jesus said to him, put your sword back in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than 12 legions of angels? Nou, hierdie ding is baie belangrik om te verstaan, dat Jesus verklaar hier, dat hy het eintlik die wapens wat hy nodig het om homself te verdedig, maar hy kies om sy lewe neer te lê. Nee? Hy kies om sy lewe neer te lê. Hy sê, no one takes my life from me, I freely give it. Nee? Maar wat hy wys vir ons is sy hart. Hy wys vir ons, selfs al het ek die wapens, gaan ek nog steeds kies om nie te beklei nie. Nou, om 'n wapen te besit, maak jy nie 'n slegte mens nie. Om te advocate vir gun laws maak jou nie 'n slegte mens nie. Om te advocate dat iemand 'n geweer mag hê, maak jou nie 'n slegte mens nie. Jy kan enige iets as 'n wapen gebruik. Ek kan hierdie waterbottel van my as 'n wapen gebruik as ek regtig wil. Ek kan 'n bottermes gebruik as 'n wapen as ek regtig wil. Ek kan 'n vurk gebruik as 'n wapen as ek regtig wil. Om te advocate vir ietsie beteken dit nie jy is 'n slegte persoon nie. Om te advocate dat mense wapens mag hê om hulle self te verdedig, maak jou nie 'n violent activist nie. Wat is hierdie ou besig om te doen hierso? Hierdie is vir my so belaglik. Violent movement, he helped amplify. Weet julle wat se ironie is? Kom ons vat George Floyd as 'n voorbeeld. Elke keer as iets gebeur in die links, aan die linkerkant, van die regering, van die politiek, dan is daar riots en dood en destruction. Presies die goed waarvan hierdie ou nou hier praat. Na Charlie Kirk se dood was daar niks. Daar was gebed. Daar was seer. Daar was hartseer. Niemand het in die strate ingevaar en winkels gaan besteel en vensters gaan stikkend gooi en geboue aan die brand gaan slaan en die polisie aangeval nie. Niemand nie. Nou as dit nie deel is van die vrug van die Gees nie, dan weet ek nie. En dan wil ek vra vir hierdie ou, waarmee is jy besig, Rian? Waarmee is jy besig? Want jy praat nonsens. As Charlie Kirk geadvocate het vir 'n retoriek, 'n violent movement, soos jy hier sê, hoekom was daar geen violence na sy dood nie? Geen violence. Hoe verduidelik jy dit? En waarmee is jy besig? Jy praat hier van unity, maar jy is besig om verdeeldheid te saai deur hierdie artikel, man. In a time of genocide and political assassination, the church must say again without equivocation that the gospel is at stake. We must raise the red flags now. Ek stem daarmee saam. Hierdie artikel is vir my 'n teken dat die gospel at stake is. Moment to pause. Kirk's death is a tragedy. Jy bring maar net weer die heuning na jy die vinegar so dik gesmeer het, nee. Kirk's death is a tragedy to be mourned, but also a moment to pause, reflect and return to the way of the gospel. His death is certainly not to be celebrated as martyrdom for Christ. It is. It is. Hierdie ou was 'n man van God. Dis nie te sê voor en agter alles wat hy sê is Christus nie. Hy het die waarheid gepraat. En hy het nog steeds in meeste van sy gesprekke met mense die gospel ingebring. The way of Jesus is different. It is the way of self-sacrificial love, justice, reconciliation and peace for all. Nee, ek stem nie saam nie, dude. Gaan lees net weer hierdie. Do not think that I have come to bring peace to the earth. Simple. Any movement that confuses empire with God's kingdom or nationalism with the gospel must be named for what it is, a false gospel.
Ek wil gou vir julle ietsie sê. Charlie Kirk se memorial, en julle kan sê wat julle wil van dit. Charlie Kirk se memorial was oor die 100 miljoen keer gestream. Reg oor die wêreld. Dit is bevestig dat dit die grootste gospel presentation in die geskiedenis van die wêreld is, waar daar meer as 100 miljoen mense, en nou nog, dit groei nog, want mense gaan kyk nou nog die klips in die stream, en van ouens wat praat, en die elke liewe ou, wat op haar verhoog gegaan het gepraat van Jesus, en van die kingdom, en van die goeie nuus, en van daar is 'n man, wat vir julle sondes gesterf het, nie Charlie Kirk nie, sy naam is Jesus Christus, en hy wil jou red. So dis 'n feit, dat Charlie Kirk se dood 'n ongelooflike groot en goeie impak gehad het op die koninkryk van God. En dan kry jy ouens soos Rian de Villiers, wat op het wil kom spoeg. Hulle is so besig om die sleg te gaan soek in wat mense gedoen het en wat mense verkeerd gedoen het, dat hulle mis wat God besig is om te doen. Want ek weet, net so goed soos Rian, Charlie Kirk was nie perfek nie. Dis nie wat ek hier is om te sê nie. Charlie Kirk was ver van perfek en hy het dit goed geweet. Hy het dit self geweet. Niemand hoef ons te sê dat hy nie perfek was nie, ons weet dit. Maar sy lewe en sy dood het miljoene mense na die koninkryk van God toe gebring. En om dit te vat, wat God mee besig is, en dit te gaan bestempel met valsnis, met valsheid, is vir my baie gevaarlik. Hierdie ou praat van die martyrdom van Charlie Kirk, wat so dangerous is. En dan gaan skryf hy so 'n brief, en hy kyk mis alles wat God gedoen het met hierdie ou se lewe en dood, en nog steeds doen. Duisende, miljoene mense wat na Christus toe kom. En Charlie Kirk se lewe self getuig daarvan, dat hy gegaan het, oor en oor, en vir mense die gospel gegee het, die goeie nuus gegee het, 'n betere manier gegee het, deur om vir hulle die waarheid te gee. There's no greater love than this, than the one who lays down his life for his friends. Ek is verafskie met hierdie brief van hierdie ou. Nie oor die goed wat hy sê van Charlie Kirk nie, maar die feit dat hy mis wat God besig is om te doen. En ek wil vir julle sê, ons het Christene nodig, en pastore nodig, en dominees nodig, om bly die ruggraat te groei. En dit is om dit in plain Afrikaans te sê. Ek hoop nie dit maak my 'n nasionalis nie. Ek sê nou vir julle, ons het mense nodig, soos Charlie Kirk, meer mense soos hy nodig, wat nie bang is om die waarheid te praat nie. Wat ten spyte van al die doodsbedreigemente en goed wat hy al ontvang het in sy lewe nog steeds uitgaan, en om vir mense die waarheid te gaan vertel. En al is sy oorhoofse doel of uitgangspunt nie om die gospel te gaan versprei nie, is dit presies wat hy gaan doen het. Hy het in 'n lelike kar gery vol Bybels. En hy raai Bybels uitgedeel. En al wat mense sien, soos hierdie ou, is die lelike kar, maar nie die kar vol Bybels was nie. Iemand het eendag vir my iets gesê, hy het gesê, ek is net 'n boemelaar, wat vir ander boemelaars wil wys, waar ek brood gekry het. Dis al wat ons kan doen, julle, is om vir mense na die gospel toe te point. En om dit te doen, moet jy kan sien waar God beweeg ook. En ek kan nie dink dat Rian nie sien hoe God beweeg het deur hierdie gebeurtenis nie. Of dit nou vals is of nie, Paulus sê, of dit nou met valse intensies is of nie, ek rejoice dat die gospel geshare word. Dis waar ons fokus moet wees,
En ek praat nou direk met jou, Rian, en jy's welkom op my show te kom en met my te praat hieroor. Want op die stadium dink ek jy moet vir ons 'n beter verduideliking gee van hoekom jy hierdie artikel geskryf het. En as hierdie ding nog nooit bereik nie, dan hoop ek die mense wat hierdie kyk besef dat hulle oë moet laat oopgaan, net soos Paulus op die Damaskuspad wat die skille van sy oë afgeval het. Bid ek vir hierdie ou se skille om van sy oë af te val en te sien wat Jesus besig is om te doen. En op te hou kyk na Charlie Kirk en die foute wat hy gemaak het. Ons almal weet hy het foute gemaak, ons almal weet hy was nie perfek nie. Maar die feit dat hy miljoene mense na Christus toe gelei het, is undeniable. En hoe is dit 'n slegte ding? Hoe is dit 'n slegte ding? Antwoord daai vraag vir my.